Goeiemôre, en vandag se begeleide gebed gaan oor Efesiërs 4 vers 30. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Hierdie vers praat van iets baie diep, krag. As die Heilige Gees 'n krag was, kan hy nie bedroef word nie. Dis net 'n persoon wat bedroef kan word. Dis persoonlik. Paulus gebruik spesifiek hierdie taal van verhouding. In die ou wêreld was 'n seël nie net 'n teken van eienaarskap nie, maar van beskerming en nabyheid. Die seël was dikwels die ring van iemand wat persoonlik verantwoordelik was. So wanneer Paulus sê ons is verseël deur die Heilige Gees, dan beteken dit God plaas nie net sy mag oor ons nie, hy gee homself aan ons. Efesiërs 4 praat van gemeenskapslewe, woorde van verhouding, van vergifnis. Die Heilige Gees word bedroef, nie noodwendig net deur groot sondes nie, maar deur gebroke verhouding, gebreekte liefde. Dit wys hoe sensitief en betrokke hy in ons lewens is. Hy woon nie langs ons nie, hy woon nie daar ver van ons, hy woon in ons. Ek wil jou nooi, sit jou hand sag op jou hart, terwyl ons stadig asemhaal, in stilte, herhaal saggies saam met my. Heilige Gees, U is hier. Heilige Gees, U is in my. Heilige Gees, U is in my. Here, ons bring nou iemand spesifieks voor U, iemand wat ons ken. Iemand spesifiek met 'n spesifieke naam, Here, wat nie dalk U nabyheid nou ervaar nie. Heilige Gees, kom en raak hulle aan, nie net as 'n krag wat hulle wil druk nie, maar as 'n persoon wat troos. Persoon wat herstel waar iemand seer gekry het. Here, fluister U waarheid waar dit regtig nodig is. Here, laat hulle weet, Here, hulle is verseël, hulle is veilig en hulle is geliefd. Heilige Gees, dankie dat U sag is, tog kragtig. Dankie dat U naby is, tog heilig. Ons vertrou nie op ons eie pogings nie, Here, maar op U werk in ons. Leer ons, Here, om saam met U te leef en saam met U te werk, elke tree wat ons gee vandag, dat ons sal luister, dat ons ontvanklik sal wees. Ons rus vandag in hierdie feit, Here, dat ons nêrens gaan sonder U nie. Dankie, Here, U is naby, U woon in ons en ons is nie alleen nie. In Jesus naam, amen.